Dankbaarheid is meer as woorde en reaksies. Die eerste woord wat ek geleer het is die woord dankie. Van kleins af as ek dit ingeskerp, reg ook. En ek dink, jy het dit ook aangeleer. Ek het geleer om dankie te sê vir enige iets, enige dienste, enige gunste, enige interaksies. Wanneer ek in 'n winkel was, het ek dankie gesê as ek iets gekoop het. As ek by 'n etenstafel was, het ek dankie gesê vir die kos. Daarvan gepraat. Ek het ook geleer, dankie is die regte woord wanneer die Here goed is vir my. Dankie vir brood, dankie vir daaglikse brood, dankie vir gebedsverhorings. Maar dankbaarheid is meer as woorde en reaksies. As dankbaarheid net 'n reaksie is op dienste wat aan my gelewer is, dan gaan ek net dankbaar wees as mense iets vir my doen, of as die Here iets vir my doen. En dan lewe ek eintlik net reaktief. Dankbaarheid moet meer as dit wees. Anderster gaan ek net dankbaar wees as die omstandighede goed is, en ondankbaar as die omstandighede nie so goed is nie, en as mense nie goeie dinge vir my doen nie. Die Bybel vra meer van my as om net reaktief dankbaar te wees. En daarom gaan ons stil staan vir 'n paar oomblikke by wat is dankbaarheid in die Bybel wat meer is as net woorde. Het jy geweet? Dankbaarheid is God se wil. Kom ek lees saam met jou 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 uit die NNT vertaling. Wees altyd bly, bid aanhoudend en sonder om moeg te word. Wees dankbaar teenoor God. Loof hom in alle omstandighede. Dit is God se wil vir julle wat in Christus Jesus glo. Het jy dit gehoor? Kan ek dit weer sê? Dankbaarheid is God se wil. Wag, jy het nie gehoor nie. Kan ek dit weer 'n keer sê? Dankbaarheid is God se wil. Om nie dankbaar te wees nie, is om nie God se wil te doen nie. Daar het iets geweldigs geskuif tussen die Ou en die Nuwe Testament. In die Ou Testament het God se wil te maak gehad met 'n grondgebied, met 'n tempel, met 'n volk wat in Jerusalem is. En toe gebeur die Nuwe Testament, en toe skuif God se wil na 'n persoon toe. En lyk vir my baie mense het dit gemis. Jesus is God se wil. Hy sê dit self in Johannes 6 vers 38 tot 40. Hy het nie gekom om sy eie wil te doen nie, sê Jesus, maar die wil van sy Vader. En dit is die wil, dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê, en dat hulle opgewek sal word uit die dood. Jesus is God se wil. Maar nou is daar 'n klompie familiereëls in die Nuwe Testament rondom God se wil wat 'n persoon is, wat Jesus is. Ek het dit vir myself in 10 woorde saamgevat, God se wil. Heel eerste, doen goed. Dit is die wil van God. 1 Petrus 2 vers 15. Tweedens het ek geleer in 1 Petrus 3 vers 17 en verder, vat teenstand. Dit is die wil van God. Derdens het ek geleer in 1 Tessalonisense 4 vers 3, wees heilig. Dit is die wil van God. En vierdens het ek geleer in die teks wat ons pas saam gelees het, 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees dankbaar, dit is die wil van God. En vyftens het ek geleer, wees vrygewig, 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, dit is die wil van God. Hoor hier, dankbaarheid is die wil van God. Ek is dit nie geleer nie. Jou werklik waar hoor ek bitter min mense dit vandag nog sê. Almal staan op die Bybel, almal spekuleer en bespiegel oor God se wil, maar lyk vir my niemand lees wat sê God oor God se wil nie. Jesus is God se wil. Om goed te doen is God se wil. Om teenstand in Jesus se naam te vat is God se wil. Om heilig te lewe is God se wil. Om dankbaar te wees is God se wil. Om vrygewig te wees is God se wil. Dis as jy so uit soos kan kom, bedoelende uit God se wil, as jy dik lip en lang gesig rondloop, as jy 'n grompot is en vol geite is, moeilikheidte en omgesukkeldheidte. Hoekom sê ons nie vir mekaar en hoekom weet ons dit nie? Dit is die wil van God, dat ons dankbaar is.
Dankbaarheid is nie net 'n reaksie nie. Dankbaarheid is God se wil. Dankbaarheid is nie net 'n item op 'n hemelse spyskaart waaruit jy kan kies en die res los nie. Dis nie so asof jy kan sê, in hierdie jaar is my geestelike groeiprogram A, B, C en D en ek kies 'n paar uit die Bybel wat vir my gaan werk nie. Die Here sê, ondankbaarheid is buite, dankbaarheid is binne, die wil van die lewende God. So, ons moet vir mekaar vra, ek moet vir myself vra, is die dankbaarheid in my lewe gesetel in Christus? Is hy die rede vir my vrede, vir my blydskap, vir my geluk? Of is dankbaarheid in my lewe 'n bewegende teiken? Gaan dit goed, is ek dankbaar. Is die kos lekker, is ek dankbaar. Is die omstandighede veilig, is ek dankbaar. Maar as ek in die donker loop, waar almal verdwaal, dan is ek nie dankbaar nie. As die kos sleg is ek nie dankbaar nie. As die diens sleg is ek nie dankbaar nie. So kan 'n Christen nie leef nie. Die Here roep my op tot 'n dankbaarheid, wat meer is as situasies, meer is as omstandighede. Dankbaarheid is 'n manier van leef binne die wil van God. Helder en duidelik in hierdie familiereëls wat ons vir mekaar nou gesê het oor God se wil, oor om goed te doen, om teenstand te vat, om heilig te lewe, om dankbaar te wees en om vrygewig te lewe. Binne hierdie familiereëls word God se wil in die Nuwe Testament gegrondves. Al hierdie tekste anker ons in God se wil. En ek wens ek het dit geweet. Ek wens my ouers het dit geweet. Ek wens my kerk het dit geweet jare gelede en dit vir my geleer. Ja, ek is reg geleer en jy ook. Dankie en asseblief. Maar net as 'n reaksie. Nie as God se wil nie. Hoor die Here se woord. Hoor dit vir jou lewe. Jy is binne God se wil. As dankbaarheid wat geanker is in Christus in jou lewe instroom. Maar in die derde plek. As dit waar is, heel eerste, dankbaarheid is meer as net 'n reaksie. As dit in die tweede plek waar is en dit is, dankbaarheid is God se wil, dan in die derde plek, dankbaarheid is 'n proaksie, 'n ingesteldheid, 'n aanhoudende keuse. Paulus skryf dit aangrypend in Kolossense 3 vers 17. Kom ek lees dit saam met jou. Hy skrywe: En wat julle ook al doen of sê, doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus. So sê julle vir God die Vader dankie deur hom. Paulus is onbeskaamd padlangs eerlik. Hy sê dankbaarheid is 'n proaktiewe keuse. Jy kies om dankbaar te wees. Jy is nie deel van die dreigbrigade nie. Jy ken mos hierdie dreigbrigades wat gedurig dinge sê soos, jy weet ons moet meer vir die Here doen. Of ons moet ons seëninge meer tel. En die immergroene, ons moet meer dankbaar wees. Wel, dankbaarheid is nie 'n dreigement nie. Verras hierdie dreigendes. Verras hierdie dreigbrigades. Daag dankbaar op. Staan dankbaar op. Begin elke dag in dankbaarheid. Daag dankbaar op by jou ete. Moenie agter almal by 'n etenstafel aanbid, Here, maak ons opreg dankbaar vir die kos nie. Sê sommer uit die staanspoor, ek is opreg dankbaar vir die kos. Moenie net vir die Here vra, maak my dankbaar vir elke dag nie. Sê sommer as jy jou oë oopmaak, Here, ek is dankbaar vir vandag. Wanneer jy by die werk is tussen moeilike mense dalk of in situasies of in die verkeer, dan is jy dankbaar. Paulus sê ons is in alle omstandighede dankbaar. Dit is 'n ingesteldheid, dit is 'n keuse. Dit is 'n posisie wat ek inneem van dankbaarheid. Nee, dit beteken nie ek is naïef nie. Dit beteken nie ek is blind vir wat verkeerd is nie. Dit beteken nie ek is kompulsief dankbaar nie, want dit kan ook ongesond word in die sin van dat ek iets kan naboots terwyl dit kook in my hart nie. Daar is tye dat ons ook swaar kry en stikkend is en ly. Maar dis tog nie nou ons gesprek nie. Ons gesprek is, wat is die standaard ingesteldheid vir 'n gelowige? En dit is om te kies, om te besluit.
Ek leef 'n lewe van dankbaarheid. En ek grond dit in die feit dat ek weet, dit is God se wil. Dit is wat God van my vra. Die subminimum standaard is dat ek Jesus volg. Ek het tog daarvoor opgeteken. Toe Jesus my geroep het en gesê het, jy moet jou kruis opneem en agter my aankom in Markus 8, het hy tog sekerlik nie bedoel dat ek dit net na ure doen of op my terme doen nie. En ons almal sing gereeld in die kerk, en dis reg ook, my alles is op die altaar. Ek het nog nooit gehoor dat iemand hulle ondankbaarheid op daai altaar sit nie. Ons sit ons geld en weet alles op daai altaar. Ek weet nie wat alles nie. Maar Jesus sê, bring jou ondankbaarheid. Ek sal dit vir jou opruil vir my dankbaarheid. Ek sal jou leer om saam met my te loop, om fees te vier oor elke verlorene wat gevind is, soos in Lukas 10, wanneer die disippels terugkom, nadat Jesus hulle uitgestuur het, 'n groot klompie, 72, en hulle kom terug, en hulle sê vir Jesus met kinderlike opgewondenheid, met vreugde wat ontplof in hulle lewe, Here, tot die duiwels het na ons geluister. En dan slaan Jesus sy oë op en hy bid en hy jubel en hy dans en hy sê, Vader, dankie dat U dit geopenbaar het aan gewone mense soos hulle, aan klein kindertjies. En dan sê Jesus, julle moenie net bly wees omdat die duiwels na julle luister nie, julle moet bly wees omdat julle name in die boek van die lewe staan. So dankbaarheid is om binne Jesus se wil te lewe. En dan word elke aktiwiteit, elke keuse, 'n keuse om in die situasie dankbaar te wees. In einste Kolossense 3 wat ons saam gelees het, skryf Paulus vir slawe, dat hulle ook moet dankbaar wees, dat hulle werk moet doen soos vir die Here. Ek meen slawe, se lewens was louter swaar kry. Hulle lewens was geen vreugde nie. En ek dink baie mense in ons dag, dalk jy ook, se lewe is geen vreugde nie. Lewe is hard, lewe is moeilik. En jy wil dalk sê, is maklik vir jou om te sê, wees dankbaar, kom leef bietjie in my eie skoene. Maar die vraag is nie, wat sê ek en jy nie, die vraag is, waartoe roep Jesus ons op? En hy roep ons op om in dankbaarheid te lewe. Hoe doen jy dit? As jy moeilike werk het, jy skuif jou aandag na die Here toe, sê Paulus. Jy doen dit vir hom, nie vir jou moeilike baas nie. Jy sê vir die Here, Here, ek werk vir U. En as jy tussen moeilike mense bly, dan sê jy, Here, ek bly hier vir U. Ek soek U in elke situasie. Ek kies vir U in elke situasie. Ek kies vir U vreugde in elke situasie. En as jy karige kos eet wat jy nie eintlik voor wil dankie sê nie, dan sê jy, Here, dankie dat ek brood gekry het. Dankie dat U vir my voorsien het. Dankie dat U vir my goed is. Ek oefen myself in 'n lewe van dankbaarheid in alle omstandighede. Ek oefen 'n lewe van dankbaarheid. Wanneer ek met mense te doen het, sê ek dankie, maar ek demonstreer dankie deur vir hulle goed te doen. En ek demonstreer dankie deur 'n seën vir ander mense te wees. En ek demonstreer dankie deur oop hande te hê. Ons het vir mekaar nou gesê, toe ons gepraat het oor God se wil, dat God se wil ook met vrygewigheid te doen het. Paulus skets 'n pragtige prentjie van die gemeentes in Macedonië, in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, waar Paulus vertel, hulle is brandarm, en hulle kry verskriklik swaar, hulle word vervolg, maar hulle vrygewigheid ontplof, en hulle vreugde ontplof. Hulle lewens is nie lekker nie, maar hulle verstaan 2 Korintiërs 8 vers 9, Christus het om ons onthaalwe arm geword, sodat ons aan hom ryk kan wees. En toe het hulle gesê, kom ons gaan deel ons lewe. Wat het ek om te deel in my hand? Ek het 'n paar stukkies brood wat ek met ander mense kan deel. Ek kan vreugde aangee. Ek kan vir mense bid. Dankbaarheid is meer as woorde. Dis 'n lewe wat geanker is in Jesus Christus. Dis 'n lewe wat die vrug dra van die Heilige Gees. Ja, want inderdaad, as jy Galasiërs 5 lees, is dankbaarheid deel van die vrug van die Heilige Gees. So ons is op alle punte buite God se wil en van die kaart van die Here af, as ondankbaarheid en omgesukkeldheid wen in ons lewe. Dankbaarheid het ook baie met ons gebedslewe te doen.
Kom ons staan by nog 'n punt stil as ons vir mekaar sê, dankbaarheid is meer as woorde. Dankbaarheid is God se wil. As ons vir mekaar sê, dankbaarheid is 'n proaktiewe keuse elke dag. En vierdens, skerp jou dankbaarheid reg op as jy bid. Gebed is vir ons almal belangrik. Dit moet wees. Dis ons geestelike asemhaling. Dis ons direkte uitdrukking van ons verhouding met die Here. En saam met Jesus se disippels in Lukas 11 wil ek vir die Here vra vandag, Here, leer ons bid. En hoe bring ons dit met dankbaarheid in verband? Kan ek gou 4 tekste saam met jou lees oor hoe Paulus dankbaarheid inspan in sy eie gebede? Kom ek lees saam met jou 1 Korintiërs 1 vers 4. Paulus bid, hy bid, ek sê vir my God elke keer dankie vir julle, want God het sy goedheid verniet oor julle uitgestort. Julle lewens is nou stewig in Christus Jesus geanker. 'n tweede teks, ons lees uit die Filemonbrief, vers 4 tot 6. Hoor wat skryf Paulus oor gebed. Liewe Filemon, ek sê altyd vir my God, baie dankie as ek aan jou dink. Ek doen dit as ek vir jou bid in my gebede. Ek het gehoor van die liefde en die geloof wat jy het vir die Here Jesus, asook vir al die heiliges wat aan God behoort. Ek bid dat jy nog baie meer sal groei in jou geloof wat ons almal met mekaar deel. Mag jy nog meer insig kry en toeneem in al die goeie dinge wat nou ons in is, omdat ons in Christus Jesus glo. En hoor hoe bid Paulus vir die Romeine rondom dankbaarheid. Romeine 1 vers 8 tot 9. Heel eerste sê ek vir my God baie dankie vir julle elkeen. Ek doen dit as ek in Christus se naam bid. Reg oor die wêreld word daar gepraat oor julle geloof. God weet wat ek nou sê is die reine waarheid. Hy weet ek kan bid hom met alles binne in my. Ook maak ek die goeie nuus oor sy seun orals bekend. 'n Laaste voorbeeld, Filippense 1 vers 3 tot 5. Hoor hoe bid Paulus 'n dankie sê gebed vir die Filippense. Ek sê vir my God dankie elke keer as ek aan julle dink. Ek doen dit altyd in elke gebed wat ek vir julle almal bid. Ek bid met groot vreugde, omdat ek weet, julle is hart en siel, deel van die evangelie van dag 1 af, tot nou toe. Wat hoor ek hier? Wanneer Paulus bid is sy eerste gebede nie, doen dit, maak so, help hier, doen daar, wees met nie. Paulus se openingsgebede, en ons het nou uit 4 briewe gelees, van hierdie man wat in God se wil lewe, sy heel eerste gebed wanneer hy aan ander Christene dink, om dankie te sê. Wat is jou eerste gedagte as jy aan ander mense dink? Hierdie is nie 'n ligtelike tekste om maar net so van die tafel af te vee nie. Paulus is besig om ons te leer om reg te bid. Hy sê dankbaarheid vir ander mense begin heel eers in jou gebedslewe. Ons leer van mekaar uit die Here se woord, dankbaarheid is 'n manier van lewe. Dis 'n proaktiewe manier van lewe, maar dit verander jou gebede. Heel eerste, voordat jy kla oor mense, sê vir die Here dankie. Dink net hoe sal jou gesindheid verander. As jy heel eerste vir God dankie sê vir mense, voordat jy agteraf oor hulle praat of agteraf oor hulle skinder. Paulus sê dit vir al die gemeentes. As ek aan julle dink, sê ek dankie. As ek aan julle dink, sê ek dankie vir God, wat so goed is vir julle. So, oefen jou dankbaarheid. Kyk fyner om te sien wat is God besig om te doen in ander gelowiges. En gaan sê heel eerste vir die Here dankie. En gaan sê daarna vir ander mense. Ek het vir God dankie gesê vir dit wat die Here besig is om te doen in jou lewe. Ek het die volgende raak gesien. En ek sê vir my God altyd in al my gebede dankie. As ek aan julle dink. Och, dis aangrypend dat Paulus se gebedslewe verander het. Vanaf net vra en kla tot dankie en dankie en dankie vir die werk van die Here, vir Christus wat gestalte neem in gelowiges se lewe. Dankie is meer as woorde. Dankie is God se wil. Om nie dankbaar te wees nie is om God se wil mis te loop. 1 Tessalonisense 5. Dankie is 'n proaktiewe lewenskeuse wat ek in elke dag en elke situasie uitoefen. Kolossense 3 vers 17. Dankie is hoe ek lewe. Dankie is hoe ek bid.
Dankie is hoe ek aan ander mense dink. My heel eerste gedagte is, wat is Christus besig om te doen in ander mense se lewens en om vir hom dankie te sê. Die Here roep my op tot 'n lewe van dankbaarheid, wat meer is as reaksies. Hy roep my op tot 'n lewe wat dankbaarheid lek. Kom ons vra vir hom deur sy Gees om ons te rig tot nuwe dankbaarheid. Baie dankie, Here, dat U my leer van dankbaarheid. Leer my om meer te doen as net dankie te sê. Leer my om dankie te lewe in Jesus se naam. Leer my om dankie te bid vir ander mense. Leer my om in alles dankbaar te wees. Ek is diep dankbaar, Here, dat U hierdie waarhede vandag aan my geopenbaar het. Amen. Mag jy ook die Here se seën ervaar in hierdie oomblikke, wanneer ons oor dankbaarheid nadink. Die genade van ons Here, Christus Jesus, die liefde van God, en die spesiale teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat jou oorlaai met dankbaarheid, is by jou elke dag en tot in ewigheid. Amen.